Op Opstandingssondag hoor ons kerkklokke beier. Mense sing lofsange en jubel dit uit. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Kom ons sing dit ook vanmôre as ons lofsang. Ons kan vanmôre niks anders lees as die opstandingsverhaal nie. En ons lees dit soos wat ons dit in die Johannes Evangelie vind. Johannes 20, vers 1 tot 18. Die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat. En ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê te vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees tot daartoe. Gelukkig is ons as ons hierdie woord vanmôre hoor, dit glo en ook in ons harte bewaar. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie besondere oggend rondom die woord kan wees. Dankie dat ons in hierdie besondere tyd van afsondering en inperking rondom die woord kan wees, kan verenig in gebed, kan jubel en juig oor hierdie dag
in die mensdomsgeskiedenis, die dag van die opstanding van ons Here Jesus Christus, die dag van nuwe lewe, die dag waarop die evangelie beloftes vervul is, die dag waarop ons verlossing en ons opstanding uit die dood ook vir ons 'n werklikheid geword het. Here, u genade oor ons is groot, en daarvoor loof en prys ons u. Ons hou aan u vas, ook in hierdie tyd waarin ons staan, want ons weet, as u in ons sonde nood voorsien het, sal u ons dan nie al die ander dinge daarmee saamskenk nie. As die dood van Jesus Christus ons nie van u kon skei nie, hoe kan 'n virus of afsondering ons van u skei? Nee, Here, u leef by ons, u leef in ons, en ons het die voorreg om in u teenwoordigheid te leef. Mag ons ook vanmôre deur hierdie evangelieboodskap so geïnspireer word, dat ons met vreugde en met blydskap sal lewe. Hoor ons tog as ons vir mekaar bid, as ons die wêreld aan die genadetroon opdra, as ons na u opkyk, en ons hoop en ons heil net van u verwag, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broeders en susters, ons teksvers vanmôre is Johannes 20 vers 17, waar Jesus Maria by die naam roep en vir haar sê, Maria, gaan na my broers toe en sê vir hulle. By die opstanding kom die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus tot 'n hoogtepunt. Kersfees was maar net die begin. En Kersfees was die begin van 'n verhaal van teenkanting en vals getuienis en verwerping, wat oorgaan in 'n verskriklike verhaal van Jesus wat aan 'n kruis vasgespijker word, sterf, in 'n graf weggelê word, en daardie graf word met 'n swaar klip verseël. Maar 'n klip voor die graf keer God nie om sy heilsplan tot die einde toe in vervulling te bring nie. 'n Klip voor die graf kan ook nie keer dat sondaars deel kry aan die heilswerk van die Seun van God nie. Want die Sondagmôre vroeg, as Maria by die graf kom, is die klip weggerol. En as hy saam met Simon Petrus en Johannes later terugkom, dan sien hulle, die graf is leeg. Die lig van die lewe het die duisternis van die dood verdryf. Maar die skok en die hartseer van 'n liggaam wat verdwyn het, laat Maria steeds daar ronddwaal. Sy huil, want wie moet sy nou volg? Die een wat sin en betekenis in haar lewe gebring het, is weg. En sy hou aan met soek. Sy vra selfs die een wat sy as die tuinopsigter aansien, waar hy Jesus begrawe het. Want sy verstaan nie wat gebeur het nie. En dan bevestig Jesus by die leë graf in die tuin vir Maria en vir die ganse mensdom, dat niks sy verhouding met ons kan verbreek nie. Hy kom soek ons, en hy ontmoet ons soms op vreemde plekke. Vir Maria selfs hier in die tuin van die begrafplaas. En wanneer die opgestane Here haar op haar naam roep en vir haar sê Maria, dan herken sy hom. En sy weet, haar verlosser leef. Broeders en susters, vir die meeste van ons lê die bewys van die opstanding van Jesus Christus, maar in die berigte wat ons in die woord van God lees oor 'n leë graf en grafdoeke. Ons vind ook 'n bietjie sekerheid in Jesus se belofte wat hy voor die tyd gemaak het, dat hy na 3 dae sou opstaan uit die dood. En op grond daarvan kan ons vrede maak met die waarheid van die evangelie. Want dit is mos maar wat 'n mens behoort te doen. Jy behoort te glo wat geskrywe is.
Maar die blote aanvaarding van feite inspireer 'n mens nie regtig nie. Dis Maria se ontmoeting met die lewende God wat haar inspireer en haar laat reageer en Jesus se opdrag laat uitvoer om vir sy broers te gaan vertel, hy het opgestaan en hy gaan opvaar na sy Vader toe. Ons moet onthou, vroue was in daardie tyd nie gereken as betroubare getuies nie. Inteendeel, vrouens het eintlik glad nie 'n plek in die samelewing van daardie tyd gehad nie. Maar dit is aan 'n vrou, aan Maria, dat Jesus verskyn. Dit is sy wat die opdrag kry, om vir sy broers, vir sy disippels wat saam met hom was, te gaan vertel dat hy leef. Jesus het nie vir Simon Petrus of vir Johannes gekies, wat net nou saam met haar by die graf was, en wie se boodskap waarskynlik meer gesag sou gedra het nie. Nee, hy kies vir Maria, om die boodskap van sy opstanding met sy disippels en met die wêreld van sy tyd te gaan deel. Ons sien dwars deur Jesus se bediening op aarde, dat hy op die randfigure fokus. Die blindes en die armes, die malaatses, die tollenaars, die prostituie, die vrouens en die kinders. Want niemand is vir Jesus te onbelangrik, of te onaansienlik, of te sondig, of te verlore, om 'n persoonlike ontmoeting met die lewende God te hê, soos wat Maria hier gehad het nie. Nie Saggeus was te sondig nie. Nie Paulus wat die kerk vervolg het, was te sleg nie. Ook nie ek en jy, as gelowiges in 'n moderne tyd, wat wetenskaplike bewyse soek vir feitelik alles nie. Jesus kies ook vir ons. Hy roep ook vir ons op die naam, om getuies te wees van sy opstanding, van die waarheid van die evangelie, dat Jesus Christus al ons sonde skuld aan die kruis gedra het, dat hy in ons plek ter helle neergedaal het, maar dat hy ook opgestaan het uit die dood, sodat ons sal opstaan wanneer ons sterwe, om vir ewig saam met hom te leef. Broeders en susters, mag ons in hierdie tyd waar ons die opstanding van Jesus Christus vier, onsself al meer oopstel om God se stem in ons lewens te hoor, wanneer hy ons op die naam roep. Mag ons in hierdie tyd van inperking en stilte meer sensitief wees om te soek en te sien en te ervaar wanneer en hoe God hom aan ons openbaar. Die wonderlike sonsondergang wat ons beleef, in 'n volmaan, in 'n plant, in die liefde van mense. Dis waar God hom openbaar. Dis waar hy homself sigbaar maak. En hy wil dit ook in en deur my en jou doen. Mag ons dan in hierdie opstandingstyd ook bo alles gaan doen, waarvoor Jesus Christus ons na die wêreld toe gestuur het, naamlik om sy liefde en vergifnis en barmhartigheid onvoorwaardelik met alle mense te deel. Want wanneer ons dit doen, dan leef ons die betekenis van die opstanding van Jesus Christus uit. Wanneer ons in sy voetspore loop, dan getuig ons Verlosser leef, en ons kan hom met blydskap en met vreugde dien. Amen. Kom ons bely nou ons geloof soos volg.
Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, Die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, onse Here. Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Kom ons bid nou saam. Here, wat 'n wonderlike boodskap om vanmôre te hoor. Die klip is weggerol, die graf is oop. Jesus, ons Here, het opgestaan. Hy leef. Hy roep ons. Hy stuur ons na die wêreld toe as sy boodskappers. Dankie dat ons in hierdie boodskap kan deel. Dankie dat ons draers mag wees. Dankie Here dat ons getuies kan wees van die groot liefde wat U in Jesus Christus oor ons uitgestort het. Ons hele lewe kry sin en betekenis in die opstanding van Jesus Christus ons Here. Ja, selfs in swaar kry en in lyding, is dit Jesus se lyding en sy oorwinning deur die opstanding wat ons ook krag gee vir ons eie pad, want ons weet niks kan ons van U liefde skei nie. Mag ons dan Here midde in hierdie boodskap leef in die tyd waarin ons ons bevind. Mag ons draers van lig en van hoop wees in die wêreld. Mag mense in ons en deur ons sien ons verlosser leef. Hy het opgestaan. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Seën ons in hierdie week wat voorlê. Mag ons daar waar ons leef en werk en doen wat ons hand vind om te doen, U naam verheerlik. Want Here, ons kan net uit dankbaarheid tot U eer leef. Hoor ons gebed as ons dit bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons slotsang volg nou hierna. Hoe was hy vernieuwd?
Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die gekruisigde maar opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees tot in ewigheid. Amen.